Goeiedag, dit is 'n groot voorreg om vanoggend weer saam met jou te kuier. Nou vanoggend se tema is sielsdankbaarheid. Nou ek het die voorreg om gereeld in coaching sessies met leiers te sit en dan een van die dinge wat ons doen is om te gesels oor wat het hulle en wat het hulle ontvang. En dis baie interessant om te sien hoe dat leiers vergeet wat hulle het en hoe hulle baie keer begin fokus op dit wat hulle nie het nie. En daarom in baie van daai gesprekke stel ek voor, kom ons doen 'n eksperiment. En dan nooi ek hulle uit om vir een dag mense te gaan groet. En dan wanneer hulle mense groet, moet hulle begin met 'n klagte. So hulle moet murmureer. En hulle moet soek vir iets om oor te kla. Iets in die lewe, hulle werk, hulle geld, dalk 'n liefdeslewe. Of as hulle iets kry in hulle eie lewe nie, kyk na die persoon met wie hulle gesels. Miskien wil hulle kla oor die persoon se kleredrag of persoonlikheid. En ja, baie keer klink hierdie murmurering iets soos, ek het nou sleg geslaap. Of ek het iemand in my familie gehad, as jy vir haar gevra het, wil jy tee hê? Dan het sy altyd gesê, ja asseblief, ek het nog nie nat of droog oor my lippe gehad nie. En so begin jou eerste dag so, nooi ek hulle gewoonlik uit, en dan die tweede dag skakel jy oor na dankbaarheid toe, en dan begin jy mense met dankbaarheid te groet, en hopelik is dit makliker as die eerste dag, en dan begin jy dankie sê vir dit waarvoor jy waarlik dankbaar is. So as jy met familie kuier, dan sê jy vir hulle dankie, jy waardeer hulle. Dalk 'n vriendskap, of dalk oor jou gesondheid voel jy dankbaarheid. En dit kan eenvoudig klink soos, wow, ek is so dankbaar dat ek normaal kan asemhaal. Of as iemand vir jou 'n vraag vra en belangstel, net, baie dankie dat jy belang gestel het. Dankie dat jy hierdie vraag vir my vra. Ons gaan nou weer terugkom na hierdie eksperiment toe, want ek wil jou uitnooi om dit self ook te gaan doen. Nou, ek dink een van die redes waarom mense vergeet om dankie te sê, of om dankbaar te wees, is omdat ons in 'n tyd leef waar ons siel met self vervang het. Die 20ste eeu is al die eeu van die self genoem. Ek nooi jou uit, gaan in enige boekwinkel in, gaan kyk op Kindle, hoeveel selfhelp boeke is daar. Ons kan eintlik maar ophou om te praat van sielkunde en eintlik maar begin praat van selfkunde. Nou die probleem met die self is dat die self het 'n eie geregtigheid. Kyk uit vir jouself, sorg vir jouself. Alles draai naderhand rondom die self en eintlik raak die self iets van 'n afgod. En die kernprobleem daarmee is dat die self is eintlik te klein om die gewig te dra van wie ons regtig is en vir wie die Here ons gemaak het. En die self is ook daarom te klein om te ontvang wat God wil gee. En daarom as jy Psalm 103 lees, dan is dit asof hierdie siel uitroep. Loof die Here, die genadige en barmhartige God. Loof die Here o my siel, nie o myself nie, o my siel, en alles wat binne in my is. Loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Ons siele smag na harmonie, na koneksie, na integrasie, na integriteit, na skoonheid, na goeie. Die siel smag na dankbaarheid. Ten diepste smag die siel na God. So ek dink daarom is dit, sal jy sien as jy Kolossense lees, dat Paulus sê vir die Kolossense, hoorie so wanneer julle liedere sing, in Kolossense 3:15-17, doen dit met dankbare harte. Hy nooi vir uit, hy sê vir hulle, wees dankbaar. En so daar's iets in ons as 'n gemeenskap wat deur dankbaarheid geken moet word. So wanneer mense praat oor die Christelike gemeenskap, dalk daai klein groep waarvan jy deel is,
dan moet een van die goed waar hulle praat, moet wees, joh, hierdie mense is regtig dankbaar. Hulle sê ook gemaklik, dankie. Sing met dankbare harte. Nie net sing nie, sing met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God. En verder, doen alles, of dit nou met woorde of dade is, in die naam van die Here Jesus. En dan hierdie laaste gedeelte, so is julle heeltyd besig om deur hom dank aan God die Vader te bring. En dan Jesus, Markus 6:41, ontvang hy daai broodjies en die visies. En hy begin nie by 'n plek van wat hy nie het nie. Daar was 'n groot skare, so hy kon daar begin het. Maar waar begin hy? Hy vat die kos en hy sê vir God dankie daarvoor. En toe voor die mense begin hy die kos te deel, terwyl sy volgelinge dit vir hulle gee om te eet. So Jesus se houding is 'n houding van dankbaarheid. So baie keer as ek daardie coaches, daardie leiers sien wat gecoach het, dan vra ek vir hulle, vertel vir my hoe die 2 dae verskil. En ek vra vir hulle, op watter dag het jy gevoel, jo, ek floreer, ek leef, ek het goeie energie. En deur die bank sê hulle vir my, die dag wat ek op dankbaarheid gefokus het, die dag wat ek dankbaar was. So ek wil jou uitnooi. Wil jy nie ook daardie selfde eksperiment gaan probeer in die volgende 2 of 3 dae nie? Fokus een dag daarop om te murmureer en die volgende dag om dankie te sê en om dankbaar te wees. Kom ons bid saam. Vader, help my om meer en meer bewus te word van die realiteit dat my siel ten diepste smag na U, maar dat daar ook in my siel 'n smagting is na dankbaarheid. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.